Hi almal. So ek is vandag op 'n groep ge-add. Okay, kom ek begin by die begin. Die wat op my groep is op Facebook of wat my ken of wat met my praat, weet dat ek beklei nou al 'n hele rukkie vir die Afrikaner en wat besig is om te gebeur met ons volk en toe duik daar nou weer 'n ding op waar ons eie mense ons uitbuit. Nou ek beklei al 'n rukkie daarteen. En die mense op my groep sal sien, ek het 'n post gemaak so rukkie terug oor Greenfield Johan van Greenfield Technologies. En vandag, toe word ek so op 'n WhatsApp groep ge-add. En as ek dit nie mis het nie, was dit deur Johan homself. Ek dink nie hy het besef wie hy op die groep add nie. So Johan, aka Jonathan, aka Marius, wie jy regtig is. Nee? Ek hoop jy het vandag besef. Ek gee nie om wie jy dink jy is nie. Jy gaan nie my Afrikaners, my mense, besteel en belieg nie. Ek gee nie om of jy vir my vertel het oor die foon en by the way, Johan, die hele oproep is gerekord. Screen grab, as ook met 'n ander foon gerekord, net om seker te maak. En ek hoop my Afrikaans verras jou. Ja. Ek het dit spesifiek in Engels gedoen, sodat ek by die Department of Homeland Security, as ook Department of State kan uitvind, of weet hulle wie hierdie Johan is, en indien wel, praat hulle met hom. Aanvaar hulle sy papierwerk, wat julle so hard voor betaal het. En tot op hede is daar geen bevestiging van enige iemand op departementele vlak wat sê dat daar is enigstens enige iemand in Suid-Afrika of in Amerika of enige plek op hierdie aardbol wat jou refugee status kan aansoek doen namens jou nie. Jy kan dit nie self doen nie. Niemand kan dit doen nie, want die proses bestaan nog nie. So, Johan, jy het vir my baie mooi op die foon verduidelik, dat jy is verskriklik geïrriteerd met my, en ek hanteer jou asof jy 'n kind is. Wel, net miskien moes jy dalk my waarskuwings ernstig opgevat het. Dit was nie dreigemente nie, dis waarskuwings. Hier kom nou vir jou 'n dreigement. Betaal die mense se geld terug, wat jou klaar betaal het, want jy was nie vinnig genoeg om my te delete van daai WhatsApp groep af nie. Baie mense het my nommer, baie wat jou al geld gegee het. So nou gaan ek vir jou 'n ultimatum gee. Of jy betaal hulle geld terug, of ek gaan seker maak, jy word ondersoek vir bedrog, en dan gaan ek daarby 'n naamskending klag maak, aangesien jy vir mense verduidelik het. Ek is 'n immigrasieprokureur wat R20.000 vra. Ek het hoeveel mense in my lewe al gehelp met die regte inligting, met die regte besonderhede, en ek het nog nooit 'n dooie sent van enigiemand afgevat nie. Ek het nog nooit gevra vir 'n donasie nie. Ek het nog nooit enige geld van enige iemand aanvaar nie. En ek gaan nie nou begin nie. Ek is nie jy nie. Ek het immigrasie studeer, ja. Maar weet jy wat? Ek gaan dit nie uitbuit. Al het ek die kennis oor immigrasie, gaan ek nie iemand anders uitbuit nie. Ons mense het mekaar nou meer nodig as ooit. So, of jy betaal hulle geld terug, of jy gaan met my te doen kry. En al sit ek in Amerika, het ek kontakte in Suid-Afrika. Hoe dink jy weet ek die goed wat ek weet? Hoe dink jy het ek in die eerste plek van jou te hore gekom? Okay, so, jy het mense daar buite, seker net soos ons almal mense ken. Ek het op die groep gesien, en moenie dink dat ek weet nie wat op die groep gesê word nie. Want dan maak jy ook 'n fout.
Jy sien, daar's iets wat jy moet weet. Wanneer jy staan vir die waarheid, en slegs die waarheid, dan en dan alleen, het jy fokol om te verloor nie. Nou ek is daar, Johan. It is what it is. Ek het absoluut fokol om te verloor, om die waarheid te ontbloot nie. En jy, meneer, is besig, skus, jy is nie eens die woord meneer werd nie. Niks wat jy doen is wettig nie. In die eerste plek, wanneer ons kyk na polisieklerens, jy kan nie namens ander mense, wat is jou titel, dat jy namens so baie mense hulle polisieklerens kan doen? So daar's dalk meer as naamskending en bedrog, wat by die klag bygevoeg kan word. Ek kan nie glo, jy het die vermetelheid, om vir soveel mense te lieg, en dan praat jy deur jou gat. Hoor jy wat jy sê? Niks wat jy sê maak sin nie. Jy ruk, ek praat nou van ons foongesprek, nê? Jy lees vir my Januarie 20 se executive order, en dan vertel jy vir my dis die 27ste Januarie. Dit tree in werking die 27ste Januarie, en dis die suspension van die refugee program. Dit het fokol met die executive order te doen, wat uitgereik is vir die Afrikaners nie. 0. Ek dink, die bietjie Engels wat jy gaan leer het, moet jy dalk nog gaan werk. Want jy verduidelik die hele tyd op jou video's en jou voice notes hoe eenvoudig het is, dis self-explanatory, behalwe vir idiots. Ek het daai voice note gehoor, al het jy my van die groep afgehaal. So, ek gaan nie weggaan nie, Johan. Ek gaan nie van die aardbol af verdwyn nie. Jy sit miskien in Suid-Afrika, maar jy het nie net Suid-Afrika op jou rug nie. As jy al hierdie mense se geld gevat het, en verdwyn soos jy gesê het jy gaan, wat dan? Jy weet, die hartseerste van alles is, in my hart wil ek glo, dat jy dink, jy doen die regte ding. In my hart wens ek met alles wie ek is en wat ek is, wens ek dat in jou kop, jy regtig dink, dit is hoe dit werk. Want dan is daar 'n verskoning. Maar jy het al 2 executive orders. Die een vir die refugee program wat gesuspend is van die 20ste Januarie, as ook die een wat die 7de Februarie uitgereik is, nie die 9de soos wat jy sê nie. Ok, gaan kyk op die White House se page, dan sal jy mooi sien 7 Februarie, né? Dan gaan lees jy dit. En dan lees jy dit nog so 3 keer. Jy verduidelik vir die mense hoe maklik dit is, en dan sê jy in dieselfde asem, jy vra hulle nie geld vir die inligting nie, maar hulle het die opsie om jou te gebruik. En jy en ek het al 2 oor die foon gesê, hoeveel mense het nie die means om dit self te doen nie, of dit is omdat hulle nie tyd het nie, want hulle werk te veel, of dit is omdat hulle nie vervoer het nie, omdat hulle nie geld het nie, omdat hulle elderly is. Daar's 1010 redes hoekom mense daai aanbod gaan vat. En die grootste een van almal is desperaatheid, want hulle is bang hulle doen iets verkeerd. Nou lei jy hulle van die wal af van die bliksemse sloot in, want jy kan geld maak daaruit. Ek het 'n woord vir jou, en my vriende in die Kaap beskryf dit so mooi. Ek het bietjie te veel respek vir die ouer mense wat hierna gaan luister, om dit hardop te sê. Maar kom ek sê nou vir jou, ek gaan seker maak, as jy skuldig is en nie die geld teruggee nie, ek en jy gaan mekaar eendag kry. En weer eens, dis nie die dreigement nie. Ek dreig jou nie, ek sê vir jou, jy gee die mense se geld terug, of ek gaan seker maak, daar word klagtes aangegee oor jou. Ek sit met baie mense se nommers wat jou klaar betaal het. Jy is besig om Suid-Afrikaners vir 'n gat te vat. En ek gaan dit nie toelaat nie. En nou gaan jy my weer vra, maar wie is jy? Ek
is Elsje en ek is 'n Afrikaner in murg en been, boetie. En jy gaan nie my mense vir 'n gat vat nie, want dan gaan jy met my te doen kry. En daar's baie mense wat voel soos ek. Shout out vir oom Koos, dankie oom. Jy het so vir hom gelieg. En toe hy jou nou uitvra, en hy noem op jou groep op WhatsApp, dat niemand kan enigiets doen nie, want daar is nie 'n proses nie. Toe wat doen jy? Jy haal hom van jou groep af. Almal wat nie in jou fucked up ideologie glo nie, word verwyder van die groep af. Wees gou eerlik met my, Johan, hoeveel geld het jy al uit die Suid-Afrikaners uitgemaak? En moet nou nie meer daai kak kom van, ja, maar jy het jou adres gegee en jou nommer is gereka op jou naam. Nou, hoe is dit dan dat daar verskillende adresse vir jou is? En dan aan die ander kant het jy ook vir mense vertel, jy gaan Junie, gaan jy land uit, jy kom Amerika toe. Kom ek gee gou vir jou 'n vriendelike waarskuwing. Ek persoonlik sal vir ICE jou besonderhede gee. Ek sal by binnelandse sake jou regte besonderhede kry en ek sal dit by ICE ingee as jy skuldig is. Daar's genoeg van jou soort in die wêreld. Jy's nie welkom hier nie. Jy's nie eens fucking welkom in Suid-Afrika as dit jou narratief is nie. As dit jou doel is in die lewe en dis al hoe jy kan geld maak, het die eiers en staan op en sê, Elsje, ek is verkeerd. Ek wou geld maak. En ek los jou uit. Betaal hulle terug. Maar kruip weg of gaan aan met jou kak. Sonder om die mense terug te betaal. En jy gaan met my te doen kry. No jokes. Daar's mense wat desperaat is, wat in jou glo. Jy klink verskriklik knowledgeable. Jy glo, dit klink asof jy elke woord wat jy sê glo. En dis hoekom ek gesê het, is 'n gedeelte van my wens dat jy glo wat jy sê is reg. En dit is hoekom ek meer as 'n uur uit my dag uitgevat het, om met jou te probeer praat, om agter te kom, doen jy dit omdat jy skelm is, of doen jy dit omdat jy genuinely mense help, of wil help? Weet jy wat was die slotsom daarvan? Die feit dat mense het jou klaar betaal, die feit dat jy weier om vir my te sê wie jou kontak is, die feit dat niemand jou hier ken nie, maak mens wonder, nee? So ja, iemand wat vir Johan van Greenfields ken, Greenfield Technologies, of was dit nou Greenfeed? Kan julle asseblief vir hom hierdie video aanstuur, sienende dat hy nie my oproepe antwoord nie, en sienende dat hy lieg omtrent my, ek is nie 'n immigrasieprokureur nie. Ek is nie, ek wens ek was, maar ek is nie. Ek het immigrasie studeer, ja, maar ek het nog nooit niemand geld gevra, nie eers 1 sent vir die regte inligting nie. En nog 'n ding, Johan, gaan kyk op, asseblief net nie jy nie, ek soek jou nie naby my donderse groep nie, maar vir die ander mense, gaan kyk op my groep, alles is credible, alles kom van die Withuis af, alles kom van die US Embassy af, alles kom van mense af op die regte plekke. En ek dink nie Johan is baie gelukkig daaroor nie. Die dag gaan kom, en dit is die rede hoekom Suid-Afrikaners nie meer ander mense wil help nie, regtig help nie, is oor mense soos hom, soos jy, Johan. Jy's die rede hoekom 'n mens net sê, weet jy, ek kan nie. Al vir meer as 8 jaar doen ek alles wat ek kan van ons kant af, sonder om 'n sent van enige iemand te vra. En dan kom jy wat ons mense besteel. En dan vra jy vir my, wie dink jy is jy? Ek is wie ek is. Ek het 'n skoon gewete en ek slaap baie lekker in die aand. En vanaand gaan ek baie lekkerder slaap, want ek het 'n hele paar mense gekeer om hulle geld vir jou te gee. Gee is die regte woord wat hulle doen. Steel is wat jy doen.
Ek is jammer, Boetie, dit gaan nie werk nie. Soos jy vir my oor die foon gesê het, jy is net 'n gewone, plat, op die aarde mens. Nou ek ook, en ek sê nou vir jou, dis klaar nou, Johan. Betaal die mense terug, want jy gaan kak kry. Jy gaan kak kry, omdat jy skelm is. En as jy nog steeds aanhou met jou onskuldige act, gee vir my op 'n sosiale platform van jou keuse die besonderhede met wie jy praat. Want ek is jammer om jou babbel te bars. Niemand hier weet wie jy is nie. Niemand by nie Stephen Miller nie Department of Security, Department of State, Department of Homeland Security. So weet jy wat? Die laaste bietjie hoop wat ek vir jou as mens in my oor gehad het, is dood. En ek het nog gehoop, toe ek op daai groep is en ek daai voice note maak, het ek nog gehoop jy gaan die decency hê om my te antwoord. En wat het jy gedoen? Jy het my dadelik verwyder, soos ek voorspel het jy gaan, en my toesleg gemaak, waar ek myself nie kan verdedig nie. Dis dan snaaks, nee, wat skuldige gewetes doen. So ja, ek het nog baie vir jou te sê, maar ek het nie tyd nie, ek is eintlik besig en jy het nou al baie van ons tyd gevat. Soos wat jy vir die mense wat jou geld gee, sê, jy het duisende oproepe, miskien moet jy daai duisende terugbetaal, dan gaan jy dalk minder oproepe kry. So vir al die ander mense wat op Johan se WhatsApp groepe is en wat dalk nog in hom glo, doen jouself 'n guns, kyk op my groep, ek het die e-posadres daar neergesit, dit is beskikbaar by die US Embassy in South Africa, dit is beskikbaar by South African Chamber and Commerce, gaan kry die e-posadres van die ambassade, van die Department of State, Department of Homeland Security, en dan vra jy vir hulle. En dan kyk jy, wat is die antwoord? Doen jou eie navorsing. Is dit nie vir julle verskriklik vreemd, dat Johan, die enigste een in Suid-Afrika, of Amerika, of Engeland, of Australië, of waar ook al daar Suid-Afrikaners is hy die enigste een, wat weet van hierdie proses nie. Alhoewel die ambassade duidelik vir jou sê, daar is nie 'n proses nie. Nie net benadeel jy mense deur te steel nie. Ek het soveel oproepe, boodskappe van mense wat wil weet, Elsje, wat se papier moet ek invul? Ek is agter, ek wil nie net hier bly en almal gaan weg nie. Niemand gaan nêrens heen nie. Want daar is nie 'n proses nie. Daar is nie 'n papier nie. Die papier waarna hy verwys is 'n I-590. Dit is 'n ou classification as a refugee papier, maar dis gesuspend. Jy kan nie daai papier invul nie. Wanneer die proses hernie word of vrygestel word, sal daar 'n vorm beskikbaar gestel word daarvoor. So, wat is dit wat hy instuur en waarna toe stuur hy dit? Ek het verskriklik baie vrae en geen antwoorde nie, want in meer as 'n uur en 'n half kon Johan my nie antwoord nie. En ek hou daai video, daai recording van die foongesprek, want ek het die reg om myself te beskerm. Ek sê nou vir jou, ek hoop van harte, dit wat jy doen, dink jy is reg. Die feit dat jy lieg, die feit dat jy my van jou groep afgehaal het en sê ek is 'n immigrasieprokureur wat mense duisende rande gaan vra, bewys vir my die teendeel. Die laaste bietjie hoop wat ek vir jou gehad het as mens, is weg. Dis weg.
ek het so gehoop die Afrikaners kan vir een keer in ons leeftyd net saam staan. Dan kom jy, asof dit nie genoeg is dat die ANC en die EFF almal verdeel nie, dan kom jy en jy byt die desperaatheid uit. Daar's mense daar buite wat hulle SASSA geld gee. Daar's mense wat nie verblyf het nie, en daar's mense wat nie werk het nie. Dan vra hulle vir my, Elsje, ek weet nie wat se papiere om in te vul nie. Almal praat van hierdie vorms, hierdie goed, wat hulle instuur vir die refugee program. Ek het niks, en ek het nie geld om hierdie ou te betaal nie. Jy saai soveel paniek in mense se harte, in mense se lewens. Mense verkoop hulle goed as gevolg van jou. Die skade wat jy berokken is baie groter as net die geld wat jy steel. So gaan jy my nou weer vra, wie is ek om jou integriteit in twyfel te trek? Ek het 'n vraag vir jou, Johan. Wat se integriteit? Daar's 0. Bewys my verkeerd. Uit die diepte van my hart uit hoop ek jy kan. Ek hoop jy kan. Jou gedrag sê nee.